Goeiemiddag en baie welkom by die Vrouwees program. Ons het nou gedink ons gaan 'n bietjie die intro so 'n bietjie verander vandag. Ons het baie om te sê. Ja, en ons het nou al 'n uur gesit en gesels. Ja, so die deur is oop, julle. Ja, so julle is nou al klaar deel van hierdie gesprek en okay. So julle is ingeskakel op Live FM 100.6 in die Kosh area en 98.1 in Potchefstroom en julle is so welkom om vanaf die webtuiste ook te saam te luister op www.livefm.co.za en dan moet julle asseblief hierdie nommer save op julle foon. Vir al nou is baie belangrik, maar oor die algemeen is dit baie belangrik want dit is hoe jy gewoonlik kontak maak met Live FM. Hulle WhatsApp nommer is 066 516 6917. Ek gaan dit weer 'n keer sê, save asseblief die nommer 066 516 6917. WhatsApp vir Live FM en vra vir hulle dat hulle vir jou die link sal aanstuur vir die Vrouwees WhatsApp groep. So daar gee ons alles eerstens dadelik deur, ons remind julle om in te skakel vir die program en hierdie maand is juist die belangrike tyd om in te skakel want dit is Vroue Maand en ons het 'n bederfmaand. So en ons almal wil bederf word. Ja, verseker. So Des Wonder Recycling wat die Vrouwees program borg, het so 'n bietjie 'n klomp lekker vouchers en 'n lekker klomp goedjies wat hulle die vrouens mee wil bederf. So daar gaan weer 'n vraagie wees hierdie week en ons het ons wenners van laas week. So die vraag was die een plek waar jy kan begin en die antwoord is Antoinette, gooi hom. Begin by jouself. So baie duisende dankies dat julle ingeskryf het vir die kompetisie. Ons waardeer dit verskriklik baie. So die 3 wenners drumroll is Lisel van Kopenhagen, Chanel Viljoen en Tanya Heymans. So baie geluk julle en ons gaan met julle kontak maak. Julle is ook op die WhatsApp groep. So ons gaan met julle kontak maak want ons wil julle graag by Bybles kry sodat julle daar julle pryse kan optel en sommer laat ons net so 'n bietjie julle face to face kan ontmoet en sien wie luister gewoonlik saam en wie is ons vriendinne van 'n ander kant van 'n foon of 'n radio of en net ons bietjie kan hoor wat beteken die program vir hulle. Ek dink dit gaan lekker wees, nee. Weet jy wat? Ja. Ek sit nou so en dink, ek weet ons het nou so eintlik die vraag vir die volgende kompetisie. Maar ek wil graag dink nou sommer net hier op my voete Antoinette. Dis reg. Ek dink vir die laaste week sinne. Ja. Net so voor die ontwaakkonferensie. Moet ons dalk miskien vir die vroue vra om in te skryf wat beteken vrou wees vir hulle. Ja. So gaan dink so 'n bietjie wat jy wil sê en laat dit uit die hart uitkom. En weet wat sal nou baie spesiaal wees as jy dit vir ons voice note in plaas van WhatsApp. Ja, om daai stem en regtig die emosies agter dit te sit. Man, jy maak my opgewonde. En dan kan ons hom in daai laaste program as ons die wenner aankondig, dan speel ons daai persoon. Daai 3 persone se voice notes. Ek dink so. Van wat vrou wees vir hulle beteken. So, okay, so gaan dink bietjie oor wat jy wil sê en wat beteken vrou wees vir jou. Ek is seker daarvan almal het nou redelik bietjie gedink oor wat beteken vrou wees vir hulle. So wat beteken vrou wees vir julle? Vir jou as individu. En dan voice note jy dit na Maar ons moet nou die datum reg hê. Hulle moet dit nie nou stuur nie. Dit moet dan nou die week van die 9 die week voor die 29ste Augustus. Ja, kom ons kyk gou presies wat is daai datum. Ja, kan julle sien hoe doen ons dinge hierso, né? Rou.
Rou. Net so. Dit is inteendeel die laaste Dinsdag van die maand gaan die 25ste Augustus Okay, wees. so die 25ste Augustus wil ons dan julle voice notes hê. Alreeds hê, ja. Okay. Want die 25ste, okay, kom ek maak so. Kom ons sê die afsnytyd gaan wees die 20ste. Ja. Want dan kan ons net gou daai laaste paar admin goedjies wat saam met dit gaan, want ons moet dit inlas by die program in, en sodat ons kan, en dan kan jy nou jou stem hoor. Ja, Dit gaan so lekker wees. En ek dink wat ons moet doen is dan moet ons daai persoon wat wen dalk nooi. Dit sal ook lekker wees. Ja, lekker wees hier by ons in die studio. Ja, dit sal baie lekker wees. Hoorie, sien julle hoe kan ons praat sonder enige papiertjies? En nou gaan ek vir julle gou-gou so 'n bietjie lekker 'n fun triek leer. So wanneer ons gou-gou vinnig 'n voice recording of 'n ding moet instuur vir Live FM, dan moet daar nou verkieslik nou nie verskriklik baie klanke om jou wees nie. So hier's nou die geheim van waar jy kan rekord. Nee, nie toilet nie, nê? Nee, in die toilet nie. Nee, in die toilet nie, want dit weer galm. So, jy gaan sit binne in jou kas tussen jou klere. Lekker, nee? Ja. Want daar is dan nie 'n weergalm nie, so hy's so 'n bietjie klankdig, so daar's nie buiteklanke wat inkom nie, so ek kan sommer net al klaar sien hoe lag hulle vir dit wat hulle nou hoor. So jy gaan klim binne in jou kas. Sit tussen jou klere en dan voice record jy dit vir ons. So, as jy hom moet aflees, dan sterkte met dit. En dan die ander plek wat ook baie goed werk, gaan parkeer jou kar binne in die garage en gaan sit binne in jou kar. En dan record jy hom daar, want dan is daar ook nie byklanke. Vrou van vele talente, kyk nou hoe leer sy julle nou. Dis wat Live FM ons geleer het. Okay, ek het gewonder, waar kom jy nou in hierdie triek so vinnig? Hoorie so, nee, ek sê vir jou, ons moes nou mense met partykeer maar bietjie compromise, improvise en verseker. Ja, so julle sal nooit weet hoeveel keer moes ek al in my kas geklim het. In die kar sit ek baie, so daai het ook nou baie gebeur. Maar ek moet daarom sê, ons het daarom nou al nie 'n vol program gerekord so nie. Maar as daar sulke kort recordingkies en so aan is, dan moet mens maar improvise met die tipe goeders. Definitief improvise. So, ons en, gaan en julle besef nou, ons het totaal en al met die deur in die huis ingeval. Ja. Dit is hoe dit is. Ons doen dit bietjie anders vandag. Ja. Vrouens is lekker, ons is lekker. Ons is lekker, ons is vroue maand, ons moet bederf word, dinge is lekker. Ja, julle ken die intro, gaan luister na die ander. Okay, so ons gaan gou weet wie's die wenners van verlede week. Dis Lizelle Koppenhagen, Chanel Viljoen en Tanya Heymans. So ons baie geluk kom met hulle, sê jy op die WhatsApp. Yes. Ja, dan gaan ons met hulle reël lekker daar by Be Blessed. Dan gaan ons met julle reël. So, alright. Ons gaan gou vinnig oor na advertensiebreek en 'n musiekbreek. Ons is net hierna weer terug. Dat sy baie welkom terug. Ek en Antoinette sit lekker in gesels hier so tussendeur. Jy sien wat die tyd is. Ja, nee, die tyd staan vir niemand stil nie, so. Okay, hier gaan ons nou weer. So ons is gaan hierdie week aan opvolgende van verlede week se program van Intimiteit met God. So hierdie week is Intimiteit met God en wie hy sê ons is. Ek is. En wanneer ek nie weet wie Vader is nie, sal ek sukkel om te verstaan wie ek is. Ja, sure. Wanneer ek nie weet wie Vader sê ek is nie, sal ek maklik vir die wêreld se etikette en leuns val en dit aanvaar as my eie. So wanneer dit is nie net belangrik vir ons om intimiteit met God te hê en by hom te gaan sit en met hom tyd te spandeer nie, maar dit is belangrik dat wanneer ons in daai tyd is en ons die woord leer en ons Vader beter leer, dan begin ons goed sien in die woord wat vir ons sê wie hy sê ons is. 'n werklikheid. Ja. Dit, hoe kan ek amper sê, dit drop in jou gees in en jy maak dit deel van
alledaagse woorde en goed wat oor jou gespreek word. Ja, en Antoinette, wat vir my interessant was hierdie week, terwyl ek besig was om die volgende Bybelstudie saam te sit, so ons het nou al die week, laas week, ons eerste Bybelstudie uitgestuur, en dit was, en dit is lekker, en ek het vir die vrouens ook gesê, asseblief, hulle moet op hulle tyd dit deurwerk, en dit hulle eie maak. En hierdie week sinne was met intimiteit, wat in Engels is dit intimacy, en dan into me see. Into me you see. Dit is wie Vader is, en wie sal jy toelaat om so na jou lewe te kyk, so in jou lewe te kyk. En as ek moet eerlik sê, die enigste een wat ek ooit sal toelaat, so naby aan my is Vader, en Jesus en Heilige Gees, wanneer ek daai tyd, want hulle weet soos elke facet van, want selfs as ek nou moet dink, Antoinette, as ek en my man dalk miskien oor 'n ding praat, en het 'n mens partykeer 'n gedagte, en jy luister wat die ander een sê, en so aan, en jy vorm al hierdie gedagtes, laat selfs wanneer jy daai gedagtes vorm, en jy dalk dit nie noodwendig woord gee daaraan, jy weet, dit uitlaat en praat daaroor nie, selfs daai gedagtes ken Vader. En so hy ken so alles van 'n mens, dat selfs nie, ek dink eers 'n mens, 'n man ken jou soos wat Vader jou ken nie. Nee, daai is baie intiem. Ja, daai is net super intiem. En dan, ja, as ek nou moet kyk na menslike verhoudings, is my man obviously die persoon wat my met alles en met niks ken. Ja. En wat daar's net daai niks tussen, wanneer 'n mens intiem is met mekaar, is daar net daai niks tussen ons. En ja, en dit is so belangrik wanneer 'n mens daai intimiteit met Vader het, dat jy werklik kan weet, jy kan net wees. Ja. En Antoinette, jy het 'n baie jy het so 'n paar goedjies wat jy daarso wou genoem het. Ja. Want ek dink almal wil weet hoe doen ons dit? Waar begin ons? En ek dink ons moet dit nie gekompliseerd maak nie. Ons moet dit gemaklik maak. Dit moet regtig lekker wees. En vir my is dit en hierdie is vir my eintlik verskriklik mooi, want verander jou stiltyd na afspraaktyd met Jesus. Wow. En hoekom sal ek nou dit sê? Want ek dink net jou stilte tyd is, jy weet jy moet dit elke dag doen. Dit is belangrik vir jou, maar hoe lekker is dit om 'n afspraak te maak met jou man, om op 'n date te gaan, jou moois aan te trek en al daai. Yes. Verstaan jy, dit is lekker, dit raak vir jou opgewonde. En nou gaan jy en jy maak 'n afspraak. En jy sê vir Jesus, môreoggend 9:00 is dit ek en jy. En jy gaan sit op daai stoel en jy praat met hom, en jy praat sommer met hom en sê vir hom, ek is moeg om elke dag 1200 kalorieë te eet. Ek is lus om koek te eet, verstaan jy? Jy kan regtig werklik alles met hom deel. Ja. En dit is, ek dink as ons op 'n plek kom wat ons gemaklik raak, om die klein goedjies en die groot goedjies met hom te deel, dan raak daai afspraaktyd 'n lekker tyd. Ja. 'n tyd van 'n opgewondenheid, want ek gaan nou by sy voete sit en ek en hy gaan nou praat oor al hierdie tipe dinge. Ja. En dan kom hy in en hy cover alles, want partykeer is daar goed wat ons met iemand anders te wil deel. En hulle wil hulle opinies kom uitgee oor dit. Maar jy praat met Jesus in daai tyd. En hy kom cover jou. En jy ervaar sy stilte. Jy ervaar hom, en dit is okay om te voel soos wat jy voel. Al daai emosies wat jy daar uitgee vir hom. Ja. So ja, daai afspraaktyd is 'n belangrike tyd. Stilte tyd het ons elke dag saam met hom, maar afspraak is om daai diepere goedjies met hom te bespreek. Ja, wat was daai een woord wat daai vrou ook intentionele tyd. Ja. Dis intentionele tyd. Dit is vir my baie mooi geweest. Daai woord het ek net dit sal ek net vir altyd onthou. Vir altyd onthou, en ek dink sy het hom so mooi uiteengesit vir ons. Dit is 'n mooi woord om alles bymekaar te sit. En dan die volgende ene is 'n tyd saam met Jesus, maar sonder woorde. En dit is om in 'n plek in te kom waar ons net worship. Man, dit is lekker. Ja, ek sê vir jou, party dae wat ek regtig af is, en ons het dit baie lank terug het ons ook daaroor gepraat, is om jouself te druk
al voel jy nie nou jy wil dit doen nie, al is jy dalk moeg gewerk, emosioneel moeg, wat ook al die geval wees is, sit net worship musiek aan. Gaan lê op die grond, gaan lê op die mat. Kyk Chantal, ek vanoggend toe dink ek by myself, hoe lekker sal dit wees vir my om 'n war room te hê. Kyk, ek meen ek is alleen in my stilte tyd saam met die Here, maar ek soek 'n kamertjie, 'n klein kamertjie. Ja. Nee, daai amper soos daai wat jy nou genoem het, jy gaan sit tussen die klere. Jy ervaar daai, so ek dink ek moet vir my iewers 'n war room doen. So definitief, die tweede een is definitief om net lekker te worship en in te gaan en saam met hom te wees en om daar te ontmoet en te ervaar hoe jy saam met hom dans en hoe jy op sy bors lê. Ja. Man, daar is net niks beter en lekkerder as dit nie. Weet wat, en ek dink juis omdat ek nogal iemand is wat baie lief is vir kos maak, is dit nogal vir my die lekkerste plek waar ek, en die Here ken 'n mens se hart, en nou laas week het ek nou nogal juist bietjie 'n moeilike week gehad. Ons het nogal gepraat daaroor, Antoinette, ek en jy, oor die hele blou maandag, en Antoinette het eintlik nou nogal vir my dit kom lig op die onderwerp sit. Kom lig op die onderwerp sit. Want ek het dit nie ervaar as 'n blou maandag nie, maar dit was net 'n maandag waar alles net nie geloop het soos wat dit moet loop nie. En te midde van die omstandighede, sê ek vir my man, waarvoor is ons dankbaar? Ek is dankbaar vir die ding, en ek is, want daar sommer water in die huis, en toe's die water, toe's my kinders se badkamers onder water, en dit loop in die gang in, en alles en ek is juist besig om toe nou gou 'n bietjie huis skoon te maak vir 'n hulp wat op daai oomblik nie opgedaag het, en so nie, en partykeer kan 'n mens maar in sak en as wees, want as die dag net so de mekaar was, en ek sê, Here, dankie vir water, dankie dat ons kan klere was, dankie dat ek kan uitskoon maak, en my vloer het nou gevlei, so nou hoef ek dit nie te mop nie, nou gaan ek dit net droog maak. Hy het net 'n oorvloed vir jou kom doen. En Antoinette, jy vra nogal, wat het ek toe nou op daai stadium gedoen? Ek het toe nou 'n koppie koffie gaan drink, terwyl my vloere onder water was, en dit was nou maar wat dit was, want jy kan nie nou enigstens iets anders doen, behalwe, mens kan, ek het nou gedoen wat nodig was, en ek het toe nou goeders, jy weet, om die water nou weg te kry, en so, en dan is ek net een mens, en ek kon nie toe nou op 10 plekke keer nie. Toe besluit ek wel, dit klink vir my. Dit klink vir jou, maar 'n goeie opsie om 'n bietjie 'n koppie koffie te drink. Ja. Maar Chantal, dit is wat ons vroeër oor gepraat het ook, is ons tyd saam met Jesus, nee, daai meer intimiteit, laat ons toe in 'n tyd van chaos, om dinge anders te hanteer. Kyk, ons het nou begin by onsself, en toe het ons gesê, maar ons wil nou nader aan hom beweeg, minder van ons en meer van hom, en in hierdie hele chaos tyd van maandag, kon jy, hoe sê ek altyd, kyk, jou tor kon nou heeltemal afgeval het, jy kon nou te kere gegaan het, maar jy het besluit om jou fokus te swaai, en dit net op 'n ander manier te doen, en jy gaan dit nie kan doen, as jy nie begin by jouself, en jy het intimiteit saam met die Here nie. Jy gaan nie, want hy kom en hy ontmoet jou in daai chaos, en hy sê vir jou, maar dit is okay. Kom ons wees rustig, kom ons gaan sit en drink 'n koppie koffie, en dit is nou eintlik my laaste ene, dit is om, nooi hom in jou alledaagse lewe, soos voor jy eet, sê dankie vir die kos, seën die kos, in die verkeer, Jesus, dankie, gee vir my geduld, ek sê altyd as ek 'n spesiale parkeringplekkie kry, Here, dankie dat ek reg voor die winkel kom gaan gestop het nou, so, ek onder jou vandag, dat jy besluit het, om net daar, vir Jesus te kry en te sê, weet jy, kom ons gaan drink nou maar koffie, in hierdie chaos, want dit help ons nou niks om te kere te gaan nie, en om vinnig by jou storie aan te pas, van wat jy nou gedeel het, van hoe jy dit hanteer het, wil ek vinnig iets noem wat vir my kosbaar is my skoonseun het deur iets moeiliks gegaan, hierdie week, en die eerste ding wat hy sê is, hy sê vir my dogter, hy moet my bel, om kalmte en rustigheid te kry, want hy gaan weet,
as ek saam met hom bid, gaan hierdie hele storie verander. En hierdie gaan nie oor om te sê, wow, my skoonseun het my gebel, hy het gekies om my te bel, dit is nie waar dit gaan nie. Ek wil Jesus hier eer, want wat gebeur het is, daai oggend het ek spesifiek vir hom gebid, vir 'n spesifieke iets. Wow. In my intimiteit saam met Jesus. Sure. En paar ure down the line, kry ek 'n telefoonoproep. En om daai woorde te hoor van my skoonseun af was vir my ongelooflik. Oh wow, dis En special. ek deel met Chantal en ek sê vir haar, besef jy dat in ons tyd wat ons nader aan Jesus kom, wat ons meer intimiteit saam met hom en ons mense na ons neerlê by hom. Gebeur dinge net maklik sonder om te vra, sonder om te wonder, dan kom hy net en hy gee dit vir ons. En dit is hoekom ek wil vandag sê, hoekom is hierdie tyd saam met hom belangrik? Want in daai tyd vat jy jou mense se behoeftes, jou kinders se behoeftes, daar waar hulle leeg is, en jy lê dit voor sy voete neer, en hy sien jou as mamma, hy sien regtig jou hart, en hy besef, weet jy wat nie, ek gaan hierdie vir jou gee, want jy is my dogter, jy wil my hartklop hoor, jy wil nader aan my beweeg, en ek gaan jou hartsbegeerte vir jou gee. Ja, en die woord sê vir ons, nader tot my en ek sal tot jou nader. Absoluut. En ook met daai woord wat jy gesê het, hy beplan vir ons 'n lewe van voorspoed en nie van teenspoed nie. En die vers net daarna, wanneer nader tot, ek beplan vir jou 'n lewe van voorspoed en nie van teenspoed nie, wanneer jy my met jou hele hart soek. Ja, nee. En dit is vir my, dit is my so profound, juist daai deel is my baie belangrik, hy beplan vir ons 'n lewe van voorspoed, want dan weet ons waartoe ons op pad is. Maar hy wil net sê, wanneer jy my soek met jou hele hart. En dan maak hy dit aan ons bekend. Want as ons hom tog nie soek nie, gaan ons nie weet wat in sy woord staan nie. Ons gaan nie weet wat is ons identiteit in hom en hy in ons nie. Want 'n ding wat ek ook hier neergeskryf het, wat ek ook in hierdie tyd wat ek saam met Vader spandeer, sê, Vader vir my, hy het in elkeen van ons hierdie absolute longing gesit, wat net glad nie kan vervul word nie, as dit nie is met hom nie. Dit is soos hierdie container, wat, jy weet, ek weet nie of jy al daai goeders gesien, dis sulke containers, daar is 'n verskriklike kode, jy moet hom draai en klik en allerlei goeders om hierdie ding te kan oopmaak, en ek weet, dit is op al hierdie interessante stories wat die kinders op mos so kyk, en ek, hier is Kevin, wat is hierdie, daai wat hulle is, okay, maar julle verstaan wat julle weet waarvan ons praat. Ja, ons vrouens het net 'n halwe woord nou, maar julle weet presies waar ek is, en in elk geval, so dan met hierdie container is dit 'n geklik en 'n gedraai en alles, en dis amper asof daar so kode is, en so aan. En wat so lekker is, wanneer ons tyd met die Here spandeer is, dan maak hy hierdie container oop, hy wys vir jou presies om hom te klik en te draai en alles, want daai container is net vir hom. En hy gaan hom nie toelaat dat jy enige iets anderste daarin sit nie. So daar sal altyd hierdie container in jou hart wees, wat net vir hom gereserveerd is. En jy kan jouself try vervul met verhoudings, met kos, met allerlei goeders, met drank, met enigiets. Jy kan jouself, maak nie saak wat jy probeer doen, niks gaan dit vervul nie. Nie jou man nie jou kinders nie jou vriendinne nie, niemand gaan daai container want hy het dit gereserveer net vir hom. En net hy het daai kode. Ja, en wanneer jy tyd gaan spandeer met hom, dan maak hy daai container vol, wat net, anders sal daar sal altyd 'n begeerte en 'n longing wees, want wat ek hier geskryf het, Vader het hierdie behoefte in ons geskep, dat ons
in die eerste plek verhouding met hom moet bou. Ja. So daar sal altyd, omdat ons in die eerste plek geskep is om eerste met hom verhouding te bou Ja. en dan verhouding met ander mense En te hê. Chantal, weet jy hoe ongelooflik is dit? En hierdie ding is 'n ding wat ons, hoe vinniger ons dit snap, hoe vinniger gaan jou lewe in plek val. As ek net kyk wat ek in die begin van die jaar vir die Here gevra het en hoe het hy gekom en hy het my verwagtinge by verre gekom ontmoet. Verstaan jy? En dit is net, ek dink as hy ons bereidwilligheid sien Ja. en sien maar hoorie so, al is ek nie op 'n lekker plek nie, al voel ek nie lekker nie, al wil ek nie hier wees nie, druk sy haarself en bid. En weet jy wat julle, dit is so maklik. Ons is die antwoord. Dit klink nou, ek weet nou nie klink dit prideful of iets nie, maar dit voel, ek gaan dit net sê soos wat dit is. Ons is die antwoord wat alles bymekaar bring op die einde van die dag, is ons gehoorsaam is en tyd saam met die Here spandeer. Want ons maak half daai sirkel kompleet. Want ons maak dit maklik. Ons maak die belonging wat ons het en die behoeftes wat ons het, kom ons en ons gaan sit dit by sy voete neer en hy kom gee dit vir ons. Ja, want op die einde van die dag, die ding is, ons moet daai bereidwilligheid hê. Vader praat soveel keer in sy woord van ons moet geloof hê en we have to have faith. Ja. En faith, wanneer 'n mens geloof het, en jy maak jouself oop vir Vader om te gebruik, dan is jy's 'n bruikbare instrument vir hom om oor te gaan tot aksie. Ja, daar's hy. So, wanneer ons nie bruikbaar is vir hom nie, en wanneer ons onsself nie oopmaak vir Vader om te gebruik en so aan, ek kan geloof hê dat Vader gaan iemand oor my pad bring. Dit is soos daai storie waar die ou het in die see geval en hy het gesê, Vader, stuur vir my iemand om my te red, 'n redding, en hier kom 'n ou met 'n klein bootjie en sê, wil jy nie inklim? Hy soos nie, hy wag vir die Here om die regte persoon te stuur. Ja. En hier kom die volgende ene en die volgende ene, en want hy wag seker vir die entourage of wat, hoe sê mense daar? Ja, my tong gaan kroop daarso. Wag seker nou vir hierdie groot skip met hierdie rooi, en die Here homself ook. Hy wag, gaan hom hierso uitlig en hy gaan toe nou eventueel dood en hy kom by die Here en hy sê, maar so hoekom het iemand nie toe nou kom red nie? Hy sê, maar ek het vir jou daai ou gestuur in daai klein bootjie en toe het ek vir jou die ander boot gestuur en ek het vir jou die ander ding gestuur en 'n surfer en dit en alles, maar jy het besluit, dis nie jou prentjie nie, die Here het, en dit is om weer aan te sluit by laasweek se program is, sien dit wat die Here vir jou wil doen in net daar waar jy nou is. Net daar so waar jy nou. Ek sien ons gaan gou vinnig moet oorgaan na advertensiebreek, maar ek wil net gou hierso lees. Moses se grootste begeerte was nie dat God sy probleme moes oplos nie en hom suksesvol moes maak nie. Hy wou God ken. As ons in Exodus 33 vers 13, now therefore I pray you, if I have found favor in your sight, let me know your ways, so that I may know you, becoming more deeply and intimately acquainted with you, recognizing and understanding your ways more clearly. So wanneer ons hom ken in ons intimiteit met hom, dan ken ons hom en ons verstaan hom, en wanneer ons hom ken en hom verstaan en wanneer die vyand vir ons leuns bring, dan weet ons, maar dit is nie wat die Vader van my sê nie. Want die Vader sê vir my. En dan vat ons dinge ook nie persoonlik op nie. Wanneer die wêreld vir ons iets probeer sê,
en hierdie etikette op ons hoor, dan sê ek soos, maar dit is nie wat Vader vir my, wys my kinders kan so kwaad word vir my, as ek, partykeer, as ek nou nie, as ons nou in 'n geveg is, en ek sien, die ding gaan baie vinnig, baie nêrens heen nie, dan sê ek soos, maar as jy dit vir my kan wys, waar dit in die woord staan, dan sal ek dit glo. Ja, dan is daai geselskap is net daar afgesny, en almal gaan in hulle eie rigting, en dit is hoe dit is. En dan sê hy soos, mamma, daai tyd was nie wat dit nou is, en kom ons sê byvoorbeeld, hy is nie lus, ek wil nou nie my spesifiek my sê, want hy het my so mooi gevra, mamma moet my nie op die spot ooit plaas nie. Kom ek vat nou maar net 'n random situasie, van, sit julle skorrelgoed in die wasbak. En, maar dit is nou, ag maar, ek voel ons skep werk. Jy weet, die kinders het hierdie neigheid om te sê, nee, maar ons skep werk. En, as ek sê, as julle vir my kan wys, waar in die woord dit staan om nie, agter jou skoon te maak en nie vir jou ma te luister en goeders nie, dan sal ek dit glo, dan skep ons nou maar nog werk in hierdie huis. So dit is nou 'n simpel voorbeeld, Ja, maar om dan nou by dit terug te kom, ek like dit om daai ding in te gooi. As jy nie vir my kan wys waar dit in die woord staan nie, gaan ek dit nie glo nie. Dit is so, en ek wil vinnig sê, daai van Moses, wat jy nou daar gesê, dit is vir my so verskriklik mooi, want hy het nie, sy fokus was nie op sy probleme en alles rondom nie, maar hy het daai begeerte van Jesus gehad, so erg, dat die Here al die ander goed, en dit is wat ek nou wil gesê het, om nie prideful te klink nie, is as ons so 'n begeerte het vir Jesus, dan kom hy en hy vul al daai probleme en goed, vul hy reeds vir ons, en hy maak klaar vir ons 'n weg waar ons dink is nie 'n weg nie, maar ons moet daai behoefte, daai verskriklike begeerte hê. Yes. Ons is nou weer terug, net na die breek. Baie welkom terug, as jy nou net ingeskakel is, ons praat oor intimiteit met Vader en wie hy sê jy is. Intimiteit met Vader bepaal my identiteit. Intimiteit met Vader is 'n diep, persoonlike gemeenskap, waarin ek volledig geken en steeds volledig geliefd is. Chantal, kan ek die vraag teruggooi na jou toe? Hoekom sal jy sê, van die identiteit? Hoekom sal jy sê jy vind jou identiteit daar? Want wanneer ons Vader so ken en weet wat hy sê wie ons is, en wanneer ons in sy woord is, en ons weet dat sy woord sê, ons is geliefd, ons is vergewe, ons is gekies, ons is waardevol, we are set apart. We above, never beneath. Ja. You're the head, never the tail. Wanneer ons daai goed lees, in sy woord, wanneer ons intimiteit met Vader het, dan wanneer die wêreld kom en die Vader van leuns kom en hy wil vir ons sê you're not enough. Maar kyk wat het jy in jou verlede gedoen? Hoe dink jy kan jy op radio gaan sit en met mense gaan praat en woord met hulle share, maar gaan na jou verlede, jy kon nie eers 'n toespraak doen in graad 4 en ek het 'n ronde 0 gekry vir daai toespraak. En daai etiket, die etiket is op jou kom sit van die wêreld, nê. Maar wat ek dink net wat ek en jy vandag vir die mense daar buite kan leer ook is om te sê, kyk wat kan God doen as jy na my en Chantal kyk. As jy ons verlede ken, as jy iets van ons weet wat ons dalk ook nie van onsself weet nie en jy weet dalk iets, kyk net, wat kan God doen as jy nader tot hom en jou hele lewe vir hom gee. En die ding is ook, hoe nader 'n mens aan Vader lewe en hoe meer tyd jy met hom spandeer, hoe harder is sy stem in jou kop. Daai is baie waar. Daai renewal of the mind, dit raak al hoe makliker. En so sy stem word al hoe harder en die wêreld se stemme raak al hoe stiller en sagter. En Vader begin die etikette wat die wêreld en ander mense en selfs ek en jy weet ons self op ons geplaas het, Vader begin daai etikette verwyder.
en hy begin dit wat hy in ons insit, in ons intimiteit, laat hy van binne af uitstraal. En dan as ons nou gou teruggaan na verlede week sin toe, when we're in the vine, wanneer ons in hom is, bring dit vanuit intimiteit, vanuit die binnekant van die vine, kom dit uit na buitekant toe. So dit wat Vader in ons kom sit, want onthou, wat gaan doen die wêreld? Die wêreld kom plak etikette op ons. So dit is external. Ja. Maar dit wat Vader vir ons kom gee hy vanaf binne-in. En dit wat hy vir ons kom gee van binne af, begin uit. En dit is waar die woord ook vir ons sê, wees versigtig wat in jou hart aangaan. Want alles vloei daardeur. En so wanneer Vader wanneer ons tyd met hom het en Vader kom plant al hierdie goeders in ons en hy kom sit al hierdie goeders, dan is dit die vrug wat uitkom. So dit kom van binne af buite toe, want as jy na byvoorbeeld 'n boom gaan kyk en die wyn gaan kyk en goeders, dan hy kry sy voeding vanuit die grond uit waarin hy geplant is, en alles gaan in die boomstam in, en vanuit 'n gesonde boom uit, waar ons in hom is, en vloei dit deur, en vanuit dit groei dit na buite toe. En wanneer jy nie daai intimiteit het nie, en die wêreld kom plak al hierdie goeders, dan aanvaar ons dit maar. Ja. Ons los maar, okay, hierdie is, sy is nou, en weet jy wat, selfs komplimente partykeer kan ook 'n lelike etiket raak. Ja. Kom ek vat nou byvoorbeeld, mense is geneig om te sê, wat is daai ding wat hulle sê as hulle so perfeksionisties is? Hulle is OCD. O ja. Ja. Is dit nou OCD? OCD, ja, OCD. Jy dink aan ICDC? OCD, ja. En OCD. En Obsessive Compulsive Disorder, ja, daar's hy. So, nou, mense dink vir een of ander rede, dis 'n kompliment om, en hulle kom plak dit. Ja. Weet jy hoeveel druk kom plaas jy op jouself? Maar nou sê iemand, jy's vreeslik OCD, of jessie, maar jy is darem maar, dis lekker om georganiseer te wees, en jy is, dan, jy kan net sê, maar Vader is 'n Vader van orde. Ja. En ek leef net volgens Vader se orde. Hoekom moet ons dit 'n etiket maak, en nou moet jy leef volgens wat die wêreld sê? Presies. Want nou die wêreld gesê jy is OCD, en so nou wil ek nou lewe volgens wat OCD dan nou alles want beteken. Ja, want jy gaan Google dit nou, jy gaan kyk dit en sien, jessie, maar hoorie, so dit is soos ek is, so, okay, nou weet ek, in plaas van om te sê, maar hoorie, so, ek dien eintlik net 'n God van orde wat verwag van my, om dinge in plek te hê. Exactly. So, vat dit terug na die woord toe, en gaan hoor wat sê Vader oor wie is jy. Ja. Ek hou van goeders georganiseer, ek is iemand wat regtig georganiseerd, ek is glad nie OCD nie, moet my nie verkeerd verstaan nie. Dit was altyd vir ek en my boetie vreeslik interessant, maar veral vir my boetie, my ma het my altyd vertel, kom my boetie daarso by haar by die werk, en nou my ma se goed was altyd baie netjies op haar tafel, maar kyk, my ma is 'n regte vrou van orde, my pa ook. Dan's al haar goedjies so netjies op die tafel gepak, en dan kom my boetie en dan draai hy die ding skuins, en hy draai daai ding skuins, dat my ma sê nader aan, dan begin sy so nie te fokus oor wat hy sê, sy sê net om al haar goedjies, en hy kom doen dit juist net om so 'n bietjie, net laat sy moet besef, dat hy is nog steeds haar seun. Maar hy kom draai dinge, maar nog steeds 'n bietjie ding. Maar Chantal, dit raak deel van jou mense. Ek onthou toe ek vir Prominent gewerk het, ons het daai jare die Franse die maatskappy oorgevat, en hulle het die 5 S'e gekom implementeer by ons. En dit het gesê byvoorbeeld, kom ons sê hierdie is jou stapler, dan moet hier 'n stiekertjie wees, stapler moet daar staan, hier moet telefoon, stiekertjie, telefoon. So jy was naderhand so gefokus, en wat hulle hiermee probeer doen het, is dat as jy 'n kliënt help, moet jy weet, stapler is regs, ek tel hom op, ekskuus julle,
Verstaan jy? So, dit was so in jou ingeprint gewees. Ja. En dan besef jy hoe maklik is dit om 'n label op jou te sit. Want jy maak 'n deel van jou menswees van elke dag. En dit is wat die intimiteit saam met Jesus so amazing is, nê. Jy kan nie anderste as om in daai tydperk sy liefde in oorvloed te beleef nie. Yes. Want dan kan die vyand maar kom, hy kan nie agter jou kom sit, hy kan dingetjies vir jou sê, maar daai liefde in daai tyd wat julle saam 'n koffie drink of wat jy ook al saam met hom doen, dis ongelooflik. Daai liefde kom maak die geraas stil in jou ore. En daai burden of heaviness wat ons baie keer ervaar, want dit is wat die vyand deesdae doen, en met hoe meer mense ek praat, kom ek dit agter, dat hulle staan op met hierdie swaar gevoel op hulle. En dit is daar wat jy dit dadelik moet aanspreek en sê, Jesus, kan ek en jy net gou-gou kom ek en jy gaan sit net bietjie eenkant. Kom, ek ervaar net jou teenwoordigheid. En dit is sekondes, man, dan is daai gevoel en alles weg, want hy kom met sy liefde in, en met sy teenwoordigheid in, en hy kom bring 'n kalmte vir jou. Exactly. En die ding is, as jy gewoond is aan daai kalmte, daai vrede, daai net daai absolute peace in wie Vader is, dan kom jy vinnig agter wanneer dit uit orde uit is, en dis nou presies wat jy ook daar sê, Antoinette, jy kom vinnig agter wanneer iets uit orde uit is, en jy weet dit moenie so wees nie, om dit dan te sien, te herken, en te sê, Vader, dis nie hoe dit moet wees nie, gee my kalmte en rustigheid, vernuwe my denk omtrent dit, en dan, want ek het juist verlede Sondag, toe ek so lê, en Antoinette, ek het jou ook gesê daarvan, en ewe skielik te besef, hierdie moet nog gebeur, en hierdie moet nog gebeur, en hierdie nog gebeur, en daar kan ek nie slaap nie, en ek is waawyd wakker, vroeg in die oggend. En dis aklig om so te voel, nie? En ek voel so angstig, en ek begin dadelik, ek soos, Here, ek het nie hierdie vrees in my nie, dit is nie wat, God het my nie gemaak met gees van vreesagtigheid nie, but love, peace and a sound mind. Amen. En dis wat die woord sê, dis wie Vader, dis wie U sê ek is. So ek gaan nie die nou aanvaar nie. En dan as ek voel ek raak vir oomlik, I do not have a spirit of fear, but of love, peace and a sound mind. En identifiseer. En ek het dit aanhoudend gedoen, tot ek rustig geraak het. En ek het weer vir 'n oomblik aan die slaap geraak, en in daai halfuur wat ek nog oor gehad het, wat ek nog bietjie kon slaap, het ek daai ongelooflike daai diepe rus ingegaan. En net daai peace, en toe ek daar wakker word, toe voel ek beter. En ek dink ek en Antoinette wil ook net vir julle sê, dat jou identiteit word nie bepaal deur jou verlede nie. Dit word nie bepaal deur jou foute nie, nie jou beroep nie jou huwelikstatus nie jou voorkoms nie. Daai nie jou voorkoms nie jou prestasie nie ander mense se opinies nie. Hoeveel mense van my hou? En hoe suksesvol ek lyk? En wat met my gebeur het in my verlede? En ek dink 'n belangrike waarskuwing is, en Antoinette, ek en jy het dit nou gesê, as jy nie staan vir iets nie, sal jy val vir enigiets. En so as jy nie weet wat Vader se woord oor jou sê nie, gaan jy val vir enige leuen wat die vyand en etiket. As jy nie weet wie God sê jy is nie, sal jy maklik vir die wêreld se titels en leuns en etikette val. Wanneer ons nie in Vader se waarheid gefestig is nie, word ons maklik heen en weer geslinger deur ander mense se opinies, deur verwerping, deur kritiek, vergelyking, sosiale media, die wêreld se standaarde, ons eie gevoelens en ons mislukkings. En dit kom baie van daai kom ook terug na ons deure wat ons oopmaak, nie? Ons moet besluit, bou ek my identiteit op die vaste rots van God se woord of die verskuivende sand van die wêreld? Bou jou identiteit op die rots. Matteus 7 vers 24 tot 27 sê, "So everyone who hears these words of mine and acts on them will be like the wise man who builds his house on the rock.
the rain fell and the floods and torrents came, and the winds blew and slammed against the house, and yet did not fall, because it had been founded on the rock. And everyone who hears these words of mine and does not do them will be like a foolish man who builds his house on the sand. And the rain fell, and the floods and the torrents came, and the winds blew and slammed against the house, and against the house, and it fell, and great and complete was its fall. Wanneer my identiteit op mense se opinies gebou is ek op sand. Wanneer my identiteit op voorkoms gebou is ek op sand. En wanneer my identiteit op prestasies gebou is ek op sand. Wanneer my identiteit op Vader se woord gebou is ek op die rots. Storm sal steeds kom en kritiek sal steeds kom, verwerping sal kom, mislukking sal kom. Maar wanneer ek weet wie Vader sê ek is, hoef ek nie in mekaar te stort nie. Weet jy, dit is so mooi, en weet jy wat ervaar ek, nee? Dit is daar waar daai storms kom, nee? Maar wat ek weet, as ek nou in my binnekamer ingaan, en roep tot hom, dan gaan ek daai liefde ervaar. Yes. En daai liefde, dit gaan nie dalk op daai oomblik jou probleme heeltemal oplos nie, maar net om daai liefde te ervaar in kalmte, want wat doen 'n klein dogtertjie of 'n seentjie as hy seer kry? Ek hardloop na mamma toe, mamma vat my in my arms in, en sy hou my styf vas, en dit is wat ons ervaar, in daai oomblik, en is dit nie wat jy wil doen nie, en ek dink, Chantal, dit moet half soos jy moet jouself gereeld herinner daaraan, dat as jy voel hier kom iets, of as jy in 'n situasie is dadelik, voordat jy reageer, distansieer, en jy het dit al baie genoem het, wat jy met jou kinders ook doen, jy distansieer, en sê, gee my net 'n oomblik, en ek dink dit is ook iets wat ons net kan bybring vir julle vandag, is om te sê, en ons het al hieroor gepraat, maar om hierdie ding dadelik te identifiseer, by mekaar te sit, en dit dadelik na hom toe te vat, en dat hy dit net vir jou by mekaar kan, jy weet, net daai kalmte kan gee. Exactly. So wie sê Vader is ek? Vader sê ek is gekies. In Johannes 15 vers 16 staan daar, you have not chosen me, but I have chosen you, and I have appointed and placed and purposefully planted you so that you would go and bear fruit and keep on bearing. God het jou doelbewus gekies. Ek is nie verwerp nie. Ek is deur Vader gekies, doelbewus en geplant. Nommer 2 is, ek is onmeetbaar liefgehê. In Efesiërs 3 vers 18 tot 19 in die Amplified lees ek, you, and may you be fully capable and of comprehending with all the saints what this is, the width and the length and the height and the depth of his love, and to know practically through personal experience the love of Christ, which far surpasses mere knowledge. Hy sê jy is vergewe in Psalm 103 vers 12, as far as the east is from the west, so far has he removed our transgressions from us. Ek is nie die grootste fout nie, deur Jesus is ek vergewe en vrygemaak. Nommer 4, ek is uniek en doelbewus geskep. Psalm 139 vers 13 tot 14. For you formed my innermost parts, knit me together in my mother's womb. I will give thanks and praise to you, for I am fearfully and wonderfully made. En Chantal, as ek wil daarvoor sê, dit is ongelooflik. Ek meen, hy het ons gemaak. Yes. Hy ken ons binne, buite. Hy ken alles van ons. Hoekom wil jy nie met hom tyd spandeer en om jou vrese en alles gee nie? Intimiteit met hom is nie vinnig nie, want hy het ons aan mekaar geweef. Hy het tyd spandeer aan ons. Hoekom wil ons hom net vinnig 'n bietjie tyd gee? Nommer 5, sorry, ek gaan vinnig deur dit hardloop.
Ek is kosbaar en afgesonder. In Deuteronomium 14 vers 2 sê dit, For you are a holy people, set apart for the Lord your God, and the Lord has chosen you out of all these people who are on the face of the earth to be a people of his own possession. Ek is, nommer 6, ek is deel van God se erfenis. In Efesiërs 1 vers 11 sê hy, In him also we have received an inheritance, a destiny. We are claimed by God as his own. Nommer 7, ek is 'n bloedgekoopte dogter. In 1 Johannes 3 vers 1 sê, See what an incredible quality of love the Father has shown to us, that we would be permitted to be named and called and counted the children of God, and so we are. Ek is, nommer 8, ek is nie my verlede nie, ek is nuut gemaak. Jy kan inlas as jy wil, sorry. 2 Corinthians 5 verse 17, Therefore, if anyone is in Christ, he is a new creation. Amen. The old things have passed away. Yes. Behold, the new things have come. Amen. Amen. Nommer 9, ek is Vader se meesterstuk. Efesiërs 2 vers 10 sê, For we are his workmanship, created in Christ Jesus for good works, which God prepared for us beforehand, so that we would walk in them. Dan die laaste ene, nommer 10, ek is genoeg, omdat hy genoeg is. In Exodus 4 vers 14 sê dit, God said to Moses, I am who I am. Sure. So, julle, okay, daar is nog goed wat ek wil sê, maar nee, ek gaan nie. Ons sal volgende week aangaan. En ek gaan die notas deurgee op die Vrouwees Bybelstudiegroep. So asseblief gaan join die groep as jy nog nie op die Vrouwees hoofgroep is nie. Ons het daar's 'n paar groepe. Maar in elk geval vra vir Live FM vir die link vir die Vrouwees groep is 066 5166917 en dan join julle die Vrouwees groep en die Vrouwees Bybelstudie. Daarso sal ek weer al die notas daarso deurgee. Fluit, ons storie is nie uit nie, maar ons gaan net gaan. Ons gaan net gaan tot volgende week. Dit was nou weer lekker om net te wees in sy teenwoordigheid. Ja, altyd. Hoorie so, julle is amazing, julle is geliefd. En goedheid en guns vir julle in oorvloed tot volgende week. Blessings. Blessings.